ons Here Jesus Christus of Yeshua ons Messias. Dit is vir my absolute voorreg om saam met jou te wees vanoggend en dit op hierdie platform. Jy kuier saam met ons Lewe in Jesus gemeente op die YouTube kanaal. En dit is vir ons weer eens vanoggend net 'n groot plesier om saam met jou die woord van die Here te deel. Nou ja, die winter is hier. As jy eers in die oggend moet opstaan en 'n bietjie water oor jou kar se ruitte moet uitgooi sodat jy kan sien, dan moet jy weet winter is in volle swang. Maar ons is bly dat die liefde van Jesus Christus warm in ons harte brand en ons die voorreg gee om nader en nader aan hom te beweeg. Ja, as die Gees van die Here eers besit neem van 'n mens en hy begin jou lei in die volheid van die waarheid, dan is dit 'n absolute plesier om die Here te dien, of dit nou winter en of dit nou somer is. Maar vanoggend, voordat ek my boodskap begin, wil ek hê ons moet eers 'n verklaring maak, ek en jy. 'n ooreenkoms maak, amper 'n pinkie promise maak, as ek so kan sê, dat ons gaan erken dat dit die woord van God is. En dat wat ook al ons doen, dit in lyn met die woord van God sal wees. Wat ons bespreek, dit in lyn met die woord van God sal wees. En gedra sal word deur die woord van God. Nou ja, hierdie is 'n 1933 Bybel. Ek hoop dat jy dieselfde ene het. Ek gebruik nie die nuwe vertaling nie, daar's verskeie redes daarvoor. En mag ek dalk eendag by die kans uitkom om vir jou die verskille uit te wys tussen die klomp vertalings, dan gaan jy sien hoekom ek die 1933 Bybel gebruik. Nou, vanoggend het ek 'n boodskap wat ek graag met jou wil deel. Die boodskap het ek so 'n paar weke terug, ek het genoem laasweek, dat op pad daar uit Leidenburg, tussen Leidenburg en Dilstroom, daar in die berg, daar in die passe, het ek hierdie woord ontvang. Ek het Natasha gevra om dit vir my gou neer te skryf, en die tema van die boodskap is die 3 magte van verwoesting. 3 magte, nou die prentjie wat ek vir jou daar wil sit, ek hoop u kan dit sien, is 3 demone wat beklei. Nou die 3 demone beklei vir jou aandag, vir jou siel, vir jou gees, vir alles wat jy is. Nou ja, ek wil hulle nie name gee nie, maar ek wil hê jy moet mooi kyk na hierdie 3 magte, en jy sal sien dat hierdie 3 magte in 'n mate die wêreld beheer, hierdie 3 magte alles rondom ons in besit neem, of wil neem. En dit is, as jy 'n kind van die Here is dit 'n verskriklike groot werk om onderskeid te tref van waar jy staan. En ek wil vandag vir jou vra dat jy nie net hierdie boodskap sal verwerp nie, maar dat jy met liefde en met genade en uit die Gees van die Here uit sal pleit dat hierdie boodskap vir jou ook opgesluit sal word soos hy vir my opgesluit is. En die eerste van hierdie 3 magte is rykdom. En nou gaan jy sê, ja, nee, ons het geweet jy gaan so toe gaan. Ja, dis een van die magte wat baie groot impak in ons lewe het. Hierdie ding, naamlik rykdom, bepaal baie dinge vir ons in ons lewens. Nou ja, ek gaan nou skrifgedeelte rondom dit verduidelik. Jy sal sien, ek gaan vir jou skrifgedeeltes gee wat dit alles ondersteun. Die volgende ene is mag behep, autoriteit oor sekere dinge. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Natasha is liefde. En nou gaan die mense vir my sê, Natasha, hoe kan liefde daar wees? Sit rustig, maak vir jou so 'n koppie koffie, ek hoop jy het al klaar gemaak voordat jy na my boodskap kom luister het, of gooi vir jou koeldrink in, en kom ons luister en kyk wat die woord van die Here rondom hierdie goeie sê. Natasha, ons gaan na die eerste ene toe. Rykdom, die skrifgedeelte wat ek daarby het, is 1 Timoteus 6 vers 10, en hy sê die volgende, want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. Jo, baie ernstig, né? Die liefde vir geld is die wortel vir alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het weggedwaal van die geloof en hulle self met baie ellende deurboor. Baie interessante skrifgedeelte. Jy sal baie keer kry dat mense binne in die kerk met hierdie mag 'n stryd het. Dat hulle sukkel om onderskeid te tref wat is blessing, wat is seëning en wat is die begeerte om meer en meer te hê. Dat hulle daai fyn skeidslyn wat tussenin is, nie kan sien nie en partykeer oordwaal aan 'n ander kant in. Dis hoekom hy sê, en sommige mense wat geld begeer, het weggedwaal van die geloof af.
Hulle het oorbeweeg aan die ander kant aan, want ek wil vir jou sê, as jy baie geld het vandag, as jy 'n multimiljonair is vandag, of jy het meer as genoeg geld, moet jy weet, en jy's 'n kind van die Here, jy's 'n bloedgewaste kind van die Here, wat gewederbaar is, wat gedoop is, wat in die gees van die Here beweeg, en jy het baie geld, moet jy weet, dit is 'n blessing van die Here af. Dis 'n seëning van die Here af, wanneer die Here jou seën met baie geld. En ja, jy het daardie plek wat jy moet betree om te versigtig wees. En dit is ook aan die ander kant toe om ook waar, dat wanneer jy nie genoeg geld het nie, dat jy die hele tyd geld begeer, dat hierdie ding besig is om jou baas te word. Hy besig is om jou God te word. Jy is net gelukkig wanneer daar genoeg geld is. Jy is net gelukkig wanneer daar geld in die rekening is. Andersins is jy omgekrap en ongeduldig en alles loop net vir jou verkeerd. So die vreugde van die Here is nie in jou nie. Kan jy sien dat hierdie mag wat oor jou gekom het, jou beheer, en dit nie meer die Heilige Gees is wat jou beheer nie, dat dit iets anderster is wat besit geneem het van jou? Ek ken mense wat arm is, maar die blydskap van die Here leef in hulle harte, en jy kan sien wanneer jy hulle groet, hulle is nie bekommerd oor enige iets nie, hulle weet dat God sal voorsien vir die volgende dag. Ek moet hier sê, dat in ons huisgesin, of dit hier waar ons op hierdie stadium bly, weet ons het nie baie geld in ons bankrekening, wat ons kan sê, ons kan op staat maak nie. Ons maak staat op die Here. Ons maak staat op die Here, dat hy môre ken, en dat hy sal voorsien, in al ons nood, soos wat dit moet wees. Ja, partykeer sit ons hierso, en dan wonder ons, wat is volgende? Maar die Here was nog altyd getrou, en het voorsien in elke dag se nood. So hierdie mag, is 'n baie sterk mag, en ek wil vir jou sê, hierdie is ook die mag wat die wêreld beheer, rykdom. Dit is net die ryk mense wat in hoë plekke sit. Baie interessante gedeelte. Ek hoop jy gaan hom saam ondersoek. Die volgende ene is mag. Mag behept te wees. Hy sê in hierdie skrifgedeelte Handelinge 20, hy sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. Hy wat deur sy eie bloed hulle verkry het. Nou dis 'n baie interessante, die Here het hoe jou verkry, deur sy bloed. En hy stel mense aan om in magsposisies te wees, magsposisies binne die kerk te wees. En dan die volgende skrifgedeelte sê hy, want ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Wat gaan hulle doen? Waarmee is hulle besig? Hulle gaan wat doen? Hy sê in vers 30, ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nie 3 dae lank of 2 weke lank, nie 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Paulus skryf hierso, hy sê, dat hy met trane hulle vermaan het, om nie weg te dwaal nie, of nie toe te laat dat hierdie wrede wolwe, wat mag behep is nie. En dit gebeur so baie, dat wanneer ons by plekke kom, dat jy sal sien, dat in 'n gemeente, ek sê nie die gemeente of daai gemeente nie, ek sê in gemeentes, dat daar 'n definitiewe baie sterk hiërargie is. Dit is hierdie persoon, hy is die ouderling, hulle is baie mag behep. Die probleem met dit is, dat jy moet gaan kyk, wat is die drywer agter dit? Wat is die drywer agter hierdie mag behep? Is dit die gees van die Here? Ek weet dat my God 'n God van orde is, en dat daar orde in sy huis ook moet wees. Ek verstaan dit, ek begryp dit, maar hoe werk hierdie orde wat die Here skep? Dit werk deur liefde. Dit werk deur, het jy al baie keer by 'n plek gekom, en dan besef jy dat hierdie persoon het autoriteit, en dan is hierdie persoon 'n nederige persoon, 'n mens wat sag en rustig met jou praat, maar hy het autoriteit. Waar kom daardie autoriteit vandaan? Daardie autoriteit kom uit die Heilige Gees uit, dit werk deur die Here, en is deur vir hom gegee om te werk onder die kudde van die Here, nie om te plunder nie, nie om uit mekaar uit te ruk nie. Ek wil graag hê dat julle hierdie gedeelte sal ondersoek en sal gaan kyk. Die gedeelte waar ek graag wil kom stilstaan, Natasha, is natuurlik hierdie gedeelte, liefde. Nou ja, liefde in Afrikaans staan net as liefde, daar is nie 'n verduideliking van wat liefde is nie. Nou, die Grieks is baie meer ingewikkeld rondom dit,
en hulle het 8 tipes liefdes, Natasha, wat die mens ervaar. Die eerste ene natuurlik is Eros. Nou weet ek, geliefdes, Natasha het my gevra om hierdie woordjie te verander, want dit is 'n bar woordjie of 'n krie woordjie of 'n harde woord. Nou ek gaan hom insit want dit is presies wat hy is. Dit is seks. Eros is die seksuele aangedrywe liefde wat 'n mens ervaar. Nou ek gaan nie nou op dit uitbrei nie, ek gaan nou vir julle van dit verduidelik. Die volgende ene is philie-liefde. Dis die tipe liefde wat ons in vriende het, in vriendskapkringe het. Daai tipe liefde. Die volgende ene is storge-liefde, wat sê die liefde wat ons in 'n familieverband het. Nou, ja, dis baie interessant. Voordat ek die volgende gaan gee, wil ek graag 'n verduideliking gee. Agape liefde is net die liefde wat God vir ons het. God se liefde vir ons as mens. Nou, dan gaan ek die laaste enetjie insit, dan wil ek teruggaan na die boonstes toe. Loudus liefde sê flirtasie. Nou, ek wil sê op hierdie eerste, maar daar's nog 'n skyf wat ek moet uitbring sodat jy kan sien die res van dit. Die eerste ene naamlik seksliefde of liefde deur die fisiese aangedryf moet ook in 'n huwelik wees. Dit moet daar wees. Eros liefde, daar moet 'n mate van eros liefde wees binne in jou huwelik. Dit moet daar bestaan. Dis hoekom die Here vir ons gegee het, man en vrou, sodat ons wat hy ook al vir ons gegee het in die huwelik kan geniet. Maar die probleem is dat die bose hierdie ene misbruik. Hy trap hom uit en hy trap hom deur dat wanneer ons praat van ek is lief vir daardie persoon en jy vra vir daai, ek het altyd gesê toe ek nog jeugpastoor was baie jare terug, het ek vir die jong seun so laat vra, hoekom is jy lief vir daai girl? En dan moet jy gaan kyk na die verduideliking wat hulle gee. Dis gewoonlik omdat sy lang blonde hare het, sy het 'n mooi lyfie en al die goeders is in plek. Dan sê ek nee, jy het haar nie lief nie, dis eros liefde. Jy's aangetrokke tot haar deur die seksuele. So ja, daai is 'n gedeelte wat die bose baie gebruik en hierdie liefde kom staan partykeer in die kerk en doen wat hy doen. Baie pastore word verlei deur dames wat in die kerk inkom met hierdie tipe liefde. En hulle vernietig huwelike, hulle vernietig kerke, hulle trek alles plat en die werk van die Here, die liefde van die Here kan nie daar funksioneer nie. Vriendskapliefde moet daar wees. Ons het nodig om mekaar lief te hê soos onsself. Familieliefde, dis standaard en ja, partykeer dan wonder ek, veral in my lyn van werk, as ek partykeer kyk na wat in huise gebeur agter toe deure, dan wonder ek, Here, is hierdie storge liefde in plek of is dit verwoes? Want ek kan vir jou nou al sê dat die bose ook hierdie ene deurgetrap het, hom vernietig het, klaargemaak het, stikkend gemaak het. Want as ek nie kos op die regte tyd kry nie, dan slaan ek die kaste in die huis stikkend, want dan is ek kwaad vir Natasha. Of as ek vir iets gesê het wat verkeerd is, dan gooi sy al die koppies in die huis stikkend. Nie dat dit nie gebeur nie, ek sê maar net, dit is wat gebeur. En hoe weet ek? My broer, my suster, ek gaan kuier vir baie van julle. Ek het vroeër gesê, as ek huwelike doen, partykeer so op 'n Vrydagmiddag, dan bel jy die polisiestasie, dan kom kuier ek vir jou, dan sien ek dat hierdie storge liefde heeltemal vertrap is. Heeltemal flinters is. Want alles is gebreek. Papa is kwaad oor te min geld gekry, en nou het hy met mamma gaan beklei by die huis, en alles is net sommer de mekaar, alles is vernietig. So ja, dis hoe ek weet daarvan. En baie keer, as daar nou regtig die popo in die fan beland het, nee, dan bel hulle my Saterdag, Sondag, om te sê, pastoor, asseblief kom praat. En as ek daar in die huis gaan sit en ek begin gesels en ek maak die woord van die Here op, wat ons kompas is, en ek begin daardie huislike pligte, het julle geweet, dit staan in die woord van die Here, huislike pligte. En ek begin dit praat en dan as ek lees, Natasha, vrouens, julle moet julle mans onderdanig wees, dan is papa vinnig om daar vir mamma in die ribbes te pomp en te sê, mamma, luister, pastoor praat. Dan sê ek, ja, boetie, wag jy nou maar net geduldig, ek kom nog by jou. En waar gaan dit heen, Natasha? Daarna dan praat ek oor liefde, jy moet jou vrou lief hê. En nie die ander vrouens nie. Nie vir Gilly langs die pad nie, of die ene op TikTok en die ander ene. Nee, jou vrou moet jy lief hê. En nie net uit eros liefde uit nie,
Nie net as gevolg van nie. Jy moet jou vrou lief hê. Agape liefde, die liefde wat God tot ons het. Verstaan ons dit, dat God, ongeag van jou omstandighede, ongeag van jou sonde, jou nog steeds lief het. Weet julle hoe lief het God die mens? Die Here verduidelik dit in die woord, dat Paulus skryf en hy sê, daar is geen hoogte of diepte, of geen ding, toekomende mag, of enige plek anderster, wat ons kan skei van die liefde wat God vir jou het nie. Dit is jy. Dis jy wat keuses maak dat hierdie magte van rykdom en mag en liefde, verkeerde liefde, jou reëneer. Hoekom? Want ons kom nie tot God se liefde om te erken, Abba Vader, ek het U nodig elke dag. Ek het U nodig om in my binneste te wees. Volgende ene, Natasha, Ludus of flirtasie. Jong, beide mans en vrouens kry nie hierdie ding neergelê nie. Hulle sukkel om dit neer te lê en te weet dat dit verkeerd is. Om flirtasies te maak met mense of mans of met vrouens, met mans, waar ook al, hoe al hy omloop, is verkeerd, veral as jy getroud is. As jy getroud is, kan daardie nie meer nog 'n funksie in jou lewe wees nie. Jy kan nie nog met Piet of Koos of Sunny aan die kant flirtasies hê nie. Dit is om die duiwel te vra om jou lewe te kom verwoes. Om in te kom en hierdie huwelik wat jy begin het voor die Here, want waar het die huwelik begin? In die kerk. Jy daar voor die Here gaan staan en jy trou gesweer dat hierdie is my enigste vrou. Jy het die woord van die Here geroep en jy het die gees van die Here geroep en gesê ek sal hierdie vrou hou. En die volgende ding is, jy kan hierdie goed nie neerlê nie, want jy wil nog steeds. Groot probleem daai, baie groot probleem. Kom ons gaan na die volgende toe. Die volgende ene is pragma liefde, dit is 'n praktiese liefde. Die volgende enetjie is mania. Hier is 'n baie interessante ding. Hierdie het ek al baie gesien in huwelike. Nou hy werk al twee kante toe natuurlik, want liefde is 'n deel van ons beide mans en vrouens, en hierdie staan bekend as obsessiewe liefde. Daai ding wat jy vir jou man sê, hy moenie na iemand anders te loer nie, en dan wil jy sy oë uitgrou, en jy wil sy tong uitsny, en jy wil alles doen, jy wil hom ophang in 'n boom, of jy wil haar gaan vat en haar verwoes. Nee, obsessief. Dit moenie daar wees nie. Jy gaan nie, meneer, mevrou, maak dat jou vrou of man by die huis bly nie. As jy haar nie lief het nie, as jy nie in liefde haar man is en vir haar sorg en versorg nie, gaan jy nie. As jy obsessiewe liefde het om te sê, jy bly in die huis. Ek weet van mans wat hulle vrouens, as hulle werk toe ry, dan sluit hulle die hekke toe, die deure toe. Hulle los nie dat hulle vrou uit die huis uitgaan nie. Obsessief. Daai is nie liefde nie. Alhoewel hy hier onder liefde beskryf word, Natasha, is dit nie liefde nie. Hoor wat ek vandag sê, dit is nie die liefde wat die Here vir ons gegee het nie. Jy kan nie iemand anders ter beheer en sê, ek het jou lief, dis omdat ek jou lief het, dat ek hierdie dinge doen nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Die volgende ene, Natasha, ek sukkel om hierdie ene uit te spreek, flirtasie, ek weet nie omrarig. Selfliefde. Nou selfliefde kan 'n probleem word, wanneer jy jou meer lief het op 'n verkeerde manier. Wanneer jy jouself altyd eerste stel. Jy jou eie begeertes altyd eerste stel. En jy gee nie om oor ander mense rondom jou nie. Jy gee nie om oor wat ander mense se gevoelens is nie. Jy stel jouself altyd eerste. Kyk, selfliefde moet daar wees. Net soos met erosliefde in 'n huwelik moet wees. Moet selfliefde daar wees. As jy nie selflief het nie, dan gaan niemand anders te jou lief hê nie. Jy moet leer om jouself lief te hê, maar jy moenie laat hierdie balans so verkeerd raak dat dit naderhand heel alles oorheers en daar's niemand anders daar in jou wêreld nie. Dis net jy en jy alleen. En wanneer jy bid, is dit net jy en jy alleen, en jy erken nie eers die Here nie. Probleem, dis 'n groot probleem. Ek wil gaan na die volgende enetjie toe. Daai was die laaste van die 8 gewees, en ek wil vir jou sê, jy moet kies hoe hierdie balans in mekaar gesit word. God het ons kom wys hoe hierdie balans in mekaar gesit word. Om balans te hê tussen rykdom, mag en liefde. En dan as jy by liefde kom, om die regte tipe liefde te hê, moet jy God leer ken.
En as jy God leer ken het, en hy in jou lewe leef en werk, om te wil en te werk na sy welbehae, dan begin die res van hierdie goeders balanseer. Jy sal sien, ek het daar klippies gesit, wat iemand mooi gepak het, wat gebalanseerd is, en om hierdie balans in jou lewe te hê, het jy die volgende nodig. 1 Johannes 4 vers 16, en hy sê die volgende, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en glo. God is liefde. Hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Is dit nie die mooiste geskrifgedeelte in die hele Bybel, wat hier die balans tussen mag, rykdom en liefde weer terugbring nie? Want as ek God ken, weet ek wie ek is. Ek as man weet hoe om my vrou lief te hê, op die regte manier. Ek weet hoe om 'n balans te tref tussen al hierdie verskillende tipe liefdes. Ek weet watter tipe liefdes om te vermy, om weg te bly van, om te sê nee, hierdie hoort nie in my huwelik nie. Ek wil amper sê, Natasha, die belangrikste is om God eerste te ken, in alles, en om te vra dat sy liefde beheer neem van jou lewe. Jy sien, Paulus skryf verder in die skrif, die volgende gedeelte, en hy sê so, 1 Korintiërs 13 en in die laaste gedeelte, vers 13, hy praat oor al hierdie dinge wat jy kan doen, al hierdie goed wat jy kan doen. Hy sê, as ek myself oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, is dit 'n eenvoudige dom ding wat jy gedoen het, of daar is nie eens 'n offer, dit word nie eens gesien as 'n offer nie. Hy sê in vers 13 van 1 Korintiërs 13, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan, die liefde. En ek wil vir jou sê, die enigste manier om hierdie balans te kan trek, is wanneer die Gees van die Here in jou leef. As jy die liefde wat God tot jou het, kan erken en verstaan, en sy liefde vaardig geword het in jou lewe, dan verstaan jy wat dit beteken om rykdom te kan waardeer. As die Here jou in 'n magsposisie aangestel het, om daardie magsposisie te respekteer en nederig te bly, en te weet dat jou krag is uit die Here uit, nie uit jouself uit nie. En wanneer dit kom by liefde, die grootste hiervan, om te weet dat die liefde wat ek moet hê, is die liefde wat die Here in my hart uitstort, om my naaste lief te hê, jammer te kry vir daardie persoon wat langs die straat sit en bedel, en nie met 'n hoogmoedige gesindheid te sê, staan op en gaan werk nie. Om te gee vir die armes, vir die ou mense. Ek wonder hoeveel van ons gaan nog uit na ouete huise toe, waar daar mense lê. Ons het dit jare terug het ons dit gedoen. Inteendeel, daar's 'n plek in Sandra daar in Mpumalanga, waar ek redelik gereeld toegewyd diens gaan doen het. En ek het nie diens gaan doen om vir hulle te preek soos dit ek vandag doen nie. Ek het net by die ou tannies en die ou ooms gaan sit, daar by Cosmos Dienssentrum, gereeld gaan sit en saam met die mense gesels. Daar was ooms en tannies wat my hulle inheritance beloof het, omdat hulle kinders hulle weggegooi het, hulle kinders hulle vergeet het en verlaat het. En ja, is nie nodig om daar te gaan ryk word uit arm mense se goeders nie, nee. Ons het in liefde soontoe gegaan, in die liefde van Jesus Christus. Ons het saam met hulle gaan sit en bid. Ek het pragtige mense daar ontmoet. En ek wonder hoeveel van ons doen dit nog, om na die hospitale toe te gaan. Die Here los ons met hierdie ding. Hy sê, ek was in die tronk gewees, jy het my nie kom besoek nie. Ek wil amper sê, hy was in die hospitaal gewees, jy het my nie kom besoek nie. Ek was in die ouete huis gewees, jy het my nie kom besoek nie. Jy het al hierdie goeders, en jy het verby dit gegaan. Maar jy wil die guns van die Here hê. Jy wil die guns van die Here hê, sodat daar nie by jou huis ingebreek word nie. Jy wil guns van die Here hê, dat jy die volgende verhoging by jou werk moet kry, aangestel moet word, nuwe magsposisie moet kry, en die volgende verhoging in salaris moet kry, dan vertrou jy op die Here. Maar wanneer die Here, en hierdie is nie net vir 'n prediker, of vir 'n diaken nie, dit is vir elkeen van ons, almal van ons, het hierdie verantwoordelikheid, om wat te doen, om te sien, daar's armes onder ons, om te sien, daar is mense wat gebed nodig het, om te sien, dat mense in hospitale is, en verlang daarna, om net ou gebed te hê. Ek weet, jare terug het ons hier in die Oosrand, by
Parkland Kliniek en 17 het ons omgegaan en sommer net by enige kamer ingegaan en gevra, kan ons saam met jou bid? Daar's mense wat bitterlik begin huil het. En gesê het, ons het absoluut gebed nodig. Want jy weet, wanneer jy daar lê en jy dalk die boodskap gekry dat ek is terminaal siek, ek gaan nie dalk deur hierdie ene kom nie, dan wil jy regmaak met jou Here. En ek weet, dit is 'n saak tussen jou en die Here self. Maar om net daai bietjie comfort te kan hê, daai bietjie ondersteuning te kan hê, dat daar iemand is wat saam met jou bid. Ons het 'n groot werk. As kinders van die Here het ons 'n groot werk en 'n groot taak is ons opgelê. En ons kan daardie taak verrig net deur die Gees van die Here. En daarom vra ek julle, kom ons keer terug na die Here toe. Kom ons keer terug na sy woord toe. Kom ons gaan doen wat van ons verwag word. En ons doen dit vanuit die Gees van die Here uit. Dan weet jy sal nooit 'n fout maak nie. Dan kom hierdie balans terug in jou lewe. En jy kan doen en jy kan toets wat vir die Here welbehaaglik is. En daarmee gaan ek afsluit en ek vra dat julle die woord sal oordink, dat jy daarom sal herkou. En as dit vir jou iets beteken, stuur hierdie boodskap aan vir iemand anderster. En skakel saam met ons in, elke Sabbatsoggend. Kom ons by mekaar hier op YouTube, om die Here te soek, om te loof en om te prys. En ek dank vir die mense wat my boodskappe wel aanstuur. En ek dank die mense, dis nie vir my 'n koninkryk nie. Dis vir my die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Woensdag aand kom ons by mekaar via WhatsApp, né? Het ons 'n groepie wat inskakel. As jy graag saam wil inskakel, maak met ons kontak, gee jou nommer vir ons sodat ons kan inskakel en saam met jou kan bid vir daardie 15-20 minute, halfuur, hoe lank ook al. Maar met dit gaan ek afsluit. Kom ons bid saam. Aba Vader, aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Ons eer en ons dankie, Here, dat U ons God is en dat U nog te vinde is, Here. Dat U ons nog die tyd gun om ons saak met U in orde te mag kry, Here. Ons vra U om ons te leer, te lei, Here, in hierdie verskriklike moeilike tyd. Dat ons nie sal struikel en weg sal dwaal van U plan af, Here. Maar dat ons getrou sal wees, soos dat U van ons het verwag. Ons eer en ons dankie in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n absolute geseënde week hê en tot ons weer gesels. Shalom.